Hallo julle, Jaap hier, ek wil kyk na Lukas 21. Kom ons kyk wanneer vervul dit. Dit gaan oor die eindtye, selfs as Matteus 24. En Joshua in hierdie hoofstuk sê vir ons baie mooi wanneer vervul hierdie goeters. En toe sommige oor die tempel praat, dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versierd was, sê Joshua, hierdie dinge wat julle sien, daar sal daar kom wanneer daar nie een klip op 'n ander gelaat sal word, wat nie afgebreek sal word nie. En hulle vra hom en sê, Meester, wanneer sal dit dan wees? En wat is die teken wanneer dit gaan gebeur? Nou ons weet mos natuurlik, die tempel in Jerusalem en so was afgebreek en verbrand en vernietig, so rondom 70 na Christus. En hy antwoord, pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en die tyd is naby, gaan dan nie agter hulle aan nie. So, wie sê Joshua moet pas op, dat hulle nie mislei word nie? Hy kyk vir sy volgelinge daar voor hom en hy sê, julle moet pas op, dat julle nie mislei word nie. Hy praat nie van ons die mense, hy praat nie van 'n toekomstige generasie nie. Nou was daar misleiers in daardie tyd. Kom ons kyk 'n paar. Josephus verwys na hierdie spesifikus en die ander historikus kan na ander verwys. Dis is Judas, Alexander, the Egyptian, the Samaritan prophet, Judas of Galilee, Simon of Perea, Astronges. Nou, julle kan hier pause en hierdie lees, as julle wil, wat het hierdie ouens, hierdie perde aangevang. En natuurlik is daar Simon Magus. Hier wil ek net kortliks noem van hom. Hulle sê hy is die founder gewees van Gnosticism. En wat het hy gesê? He established the Simonian sect which worshipped him as the great power of God. Die mense het hom aanbid as God. And taught that he was a divine incarnation who appeared as the Father, Son and Holy Spirit in different groups, two different groups. Nou basically, hy het homself voorgestel as die Messias ook, né? Dis wat hy gesê het hierso. His teaching centered on salvation through secret knowledge and involved in a complex of cosmology and so on. En dan sê ons net hier van die hoe is hy dood, legends and apocryphal texts attribute various miraculous feats to him, including flight, invisibility, raising the dead, often in direct competition with the apostles. Clementine homilies of the Acts of the Apostles lees ons van Petrus wat hy hom gedebatteer het in die stad. Het hy gegaan om Simon Magus te debatteer. En ek dink van die ander apostels was ook daar gewees toe. So ja, hy het opgestaan teen selfs die disciples van Yahushua. And according to tradition, his life ended in Rome when he attempted to demonstrate his ability to fly before Emperor Nero, but fell to his death after Peter prayed against him. En dan sê hulle of hy is, all traditions suggest he died by burial and failed to rise again as he promised. So, ja, hy het hom voorgestel as die Messias, as 'n God, as iemand om aanbid te word. En hy kon vlieg, verdwyn en hy kon mense opwek uit die dood. Miskien kon hy ook mense genees, ek weet nie. So hy kon dinge doen wat Joshua kan doen, hè? Lucifer het maar die valse Messias daardie tyd ook gehad, want hy het geweet wanneer sou Joshua sy verskyning maak. Die boeke, die extra Bybelse boeke sê vir ons 5500 jaar na Adam sal Joshua gebore word. En dit was toe so, as jy die Septuagint se tydlyn gebruik, sal jy by dieselfde tyd uitkom. En mense soos Afrikanus, daar's 'n ou genaamd Afrikanus, hy het bewys dat dit was 5500 jaar van Adam tot met Joshua, met die boeke. En ander mense, ek dink daar's 'n paar ander mense wat dit ook bewys. Flavius Josephus verwys ook na die 5500 jaar tydlyn. Maar in elk geval, kom ons gaan verder met die skrif. So wat ons kan sien, daar was beslis valse leraars wat Joshua hulle oor gewaarsku het. Want hierdie ou, soos ek sê, kan allerhande wonderwerke verrig het, maar net soos Joshua. En hy wou nie sy volgelinge moet mislei word en daardie persone soos Simon Magus gaan volg nie. En toe sommige oor die tempel was daar,
Waar het ons in? En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie. Nou, in elke generasie is daar maar oorloë. Maar Rome het maar ook uitgebrei, intussen, hulle het maar so groter koninkryk geword met ter tyd. En daar was beslis dan ook oorloë en opstande in Judea, want die mense was moeg, siek en saad vir Rome, wat hulle tax en die lewe vir hulle moeilik maak. En hulle het in opstand gekom. Want die dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie. So hulle het die Rome gedruk tot Rome nou gesê het genoeg is genoeg, en toe gat hulle daarin en toe vee hulle Judea plat. Toe sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Nou natuurlik, dit het ook vervul, mens kan sê, dit het ook vervul in daardie tyd, met wat daar gebeur het. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees, en hongersnode en pestsiektes, en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemele kom. En so hy sê van die aardbewings, kom ons kyk earthquakes, hier noem hy 'n paar van die earthquakes, jy kan pause en lees hierso. Praat maar van Asia Minor earthquakes, en hierdie is van areas van Rome, waar Rome regeer het. Campania, Seismicity, Rome en Italy, Pompeii, Herculaneum, Campania, Seneca. Ja, daar is aardbewings oral daar gewees in daardie areas, en verspiewende berge soos Vesuvius wat afgegaan het, en dis waar Pompeii toe verwoes was. So hierdie dinge het ook maar in daardie tyd gebeur, en hy sê hiervan hongersnode en pestsiektes, as jy lees soos van die historikuste se boeke, sien jy dat selfs in die Judea se areas was daar hongersnode, en die mense, so veral in Jerusalem, wat hulle het gevra vir kos van ander areas af, en pestsiektes van soos wat mense doodgaan, en veral tydens die oorlog, het hulle die liggame opgestapel in huise, want daar was te veel lyke, en dan het dit pestsiektes veroorsaak. So hierdie goed kan mens sê, het daardie tyd vervul, want mens kan verwys na dinge wat gebeur het, wat dieselfde klink as wat Joshua hierso sê. En dit is waar mens moet begin met hierdie goed. Jy kan nie van jou kop af gaan en nou sê, nee, hierdie goed moet nou 2000 jaar gebeur, en dan maak jy allerhande goed op wat nou in die toekoms gaan gebeur, wat ooreenstem met wat hy hierso sê. Mens kan dit maar sê doen. Jy moet eers gaan kyk, kon dit dan vervul het in daardie tyd? Was dit moontlik? En met wie praat hy hierso? Dis die eerste ding wat jy jouself moet afvra. Met wie praat Joshua hierso? En met wie sê hy gaan hierdie goed gebeur? Want hy sê ook met wie gaan dit gebeur. En hy sê dit duidelik dat dit sy disciples, sy volgelinge, dit gaan met hulle gebeur. Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan, en julle vervolg en oorlewer in die sinagoges en gevangenisse, en julle voor konings en gouverneurs bring, terwille van my naam. Nou mense, maar met wie praat hy hierso? Of met sy disciples? So wie gaan voor die gouverneurs en konings gesleep word? Wie gaan na die sinagoges gesleep word? Is dit ons vandag? Gaan ons mense na die sinagoges gesleep word en voor konings gesleep word? Hy praat van sy disciples, sy volgelinge met wie dit gebeur het. Want eerste zijn die Fariseërs en Sadduseërs, en daardie mense het eerste die disciples en die ander volgelinge van Joshua vervolg en voor die sinagoges gesleep en so aan. En toe later het Nero ingespring en hy het ook toe begin die gelowiges vervolg. So in die Romeinse kant het 'n bietjie later begin. Maar eerstens was dit die leierskap, die kanstige priesterskap wat hulle vervolg het. So dit het met hulle gebeur, nie met ons nie, en dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Neem julle dan in julle harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie, want ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teestanders nie sal kan teespreek of weerstaan nie. Jou as 'n gees het hulle wysheid gegee. En dis mos die gees van wysheid. So alles nog gaan oor hulle, maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. Nou ja, van die volgelinge van Joshua, hulle familielede sou hulle ook oorgelewer het. Nou wat moontlik kon gebeur het in daardie tyd, alles is mos nou nie opgeskryf nie.
En die disciples het in elk geval na die res van Asië en Europa toe versprei, en selfs Indië, om die evangelie te gaan verkondig, want hulle het ons na die tale ontvang. Nou kon hulle gegaan het na hierdie ander nasies toe, wat daardie tale praat, en dit vir die evangelie aan hulle gaan verkondig. Dis die doel van tale, mense. Die Bybelse doel van tale was, sodat hulle aan die ander nasies van Israel kon gaan die evangelie verkondig. En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Dit sê maar eintlik net Jehovah weet en is met hulle en hy weet wat met hulle gebeur. Deur julle volharding moet julle jou lewe in besit kry. Nou dit sê vir my mooi in die Engels hierso, by your endurance or patience possess yourselves. So hy sê deur julle volharding sal julle siele gered word. Of ja, dis hoe jy dit kan sê. Matteus 24:12-13 praat naasbij van dieselfde ding, waar Joshua ook sê, because of lawlessness the love of many will grow cold, but he who endures to the end of his life will be saved. Dis dieselfde idee, jy moet volhard in die gebooie tot die einde van jou lewe toe om gered te word. En dit is maar wat hy ook hier opgesomt sê, by your endurance possess yourselves. Maar in Engels sê dit 'n bietjie anders, deur julle volharding moet julle heel eintlik siele in besit kry, julle lewens. En wanneer julle Jerusalem deur leers omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. So al hierdie dinge wat hy voor dit nou genoem het, is nog voor jou Jerusalemse vernietiging, mense. Hier sien julle dit mos nou. Hy gaan deur hierdie goed so, en dan kom hy nou eers hier uit by Jerusalemse vernietiging. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug, want ek wil net noem, al hierdie goed wat hy voor het genoem het, dis alles ter opbouing van die vernietiging van Jerusalem en Judea. Al hierdie goed wat hy gesê het, hierdie opstande, waar hulle opstand teen Rome, die zealots en wat daar gebeur het, al daardie goed het gekulmineer in die vernietiging van Jerusalem. So al hierdie goed wat hy gepraat het voor hierdie, het opgebou na hierdie punt waar Jerusalem toe omsingel was en 'n siege wall was gebou. Hulle het dit beleer, die area daar, en niemand kon meer uitgaan nie, dis toe dit gebeur het. En dit het rondom 70 na Christus vervul, so alles wat hy voor dit gesê het, was voor 70 na Christus. Tussen 33 en 70 na Christus sou dit dan vervul. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug, en die wat in die stad is, moet uitgaan, en die wat in die buitenwyke is, moet nie daarin kom nie. Nie net Jerusalem is vernietig nie, die liggende gebiede was ook vernietig, Judea. Ander dorpe was ook vernietig. En dit is hoekom daar die faksies was van die 3 ouens in Jerusalem wat te mekaar beklei het. Daar die oorloë binne Jerusalem, want 2 van hierdie ouens, daar was leiers aangestel oor die verskillende areas of dorpe, en toe, soos wat Rome deurbeweeg het en van hierdie stede of dorpe vernietig het van daardie ouens gevlug toe Jerusalem toe. 2 van daardie leiers wat aangestel was, het toe opgeëindig in Jerusalem, en toe raak hulle slaags met die leier van Jerusalem, en toe begin hulle te mekaar beklei. En elke ou het sy groepie mense, en hulle beklei te mekaar, en hulle maak groot konsternasie binne Jerusalemse mure, en maak die lewe verskriklik moeilik vir die mense in Jerusalem. En daardie mense kon nêrens heen gaan nie. Hulle is stak. Nou as 'n siege wall. As hulle uitgaan, dan maak die Romeinse soldate hulle dood. So hulle was vas in die stad, en hulle moes nou maar daar krepeer, en pestsiektes kry, en doodgaan van die honger. Want hierdie ouens het ook van die kos verbrand, en kos gesteel, en gereeld die mense se huise besoek en hulle geslaan, as hulle nie vir hulle kos gee nie. Dit was so erg, dat Josephus sê, van die mense, was blykbaar, het bly gelyk, bly, toe Rome deur die mure kon breek. Dat hulle net doodgemaak kan word, want hulle is daar besig om te suffer, van hongerte en pestsiektes. Dat hulle dankbaar was, toe Rome uiteindelik deurbreek om hulle dood te maak. Dis hoe erg het was. Hierdie goed, dit is die groot verdrukking wat die Bybel van praat. En Johannes sê vir ons in Openbaring 1 vers 9, dat hy is in die groot verdrukking. Hy is in hierdie groot verdrukking, wat die mense sê groot verdrukking. Hy was in die verdrukking.
Die verdrukking is nie 2000 jaar lank, he. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Irenaeus, die historikus, ek dink hy sê historikus, maar Irenaeus verwys hierna waar die gelowiges gevlug het na Pella toe, vir 3,5 jaar tydens die oorlog, net voor dit begin het, want hulle het mos onthou wat Joshua hulle gewaarsku het, né? Hulle het nie gedink is vir 'n toekomstige generasie, en dan sit hulle daar in Jerusalem en in Judea en so aan, en dan word hulle doodgemaak, he. Hulle het geweet, dit is vir hulle. En toe hulle sien die tekens wat hy van praat, toe vlug hulle. Want hy het met hulle gepraat, nie met ons nie. Hulle het Pella toe gevlug vir 3,5 jaar. Hierdie goed het klaar vervul, mense. Dis in die geskiedenisboeke opgeskryf. Nou kom mense vandag met, dis hulle al hierdie wollaar stories op van Trump is dit en Rusland is daai en hierdie praat in openbaring van hierdie land en daai land vandag. Dit het niks met vandag te doen nie. En die microchips is nou die merk en die al hierdie wollaar stories wat hulle so opdis. Want dit sal daarvan wraak wees, sodat alles wat geskrywe is vervul kan word. Ja, wraak, Romeine, blykbaar, die soldaat het so half mal geraak daar, hulle het seker maar, Joshua het ook gesê, dit gaan baie demoonbesete tyd wees, waar die mense baie demone gaan hê, en daar is opgeskryf dat die Romeinse soldate het sy koppe het 'n bietjie uitgehaak, en toe hulle deurgebreek het deur daai muur in Jerusalem, en het almal voor die voet doodgemaak het. En sommige goed, alles begin verbrand het en afgebreek het. Maar weer die vroue wat swanger is, maar ek wil net noem ook, in die stad self, die mense was ook maar vol demone gewees. Maar Joshua het ons geprofeteer tydens sy ministry, dat daardie tyd gaan die mense baie demoonbesete word. En dit was toe so, as jy gaan kyk wat sê die historikuste, soos Josephus. Maar weer die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae, want daar sal 'n groot nood in die land wees, en toorn oor hierdie volk, Judea, né? En hulle sal deur die skerte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies. Ja, van daardie Judeërs, ten minste 100,000 is weggevoer, ek dink net van Jerusalem self, in die area, nog meer seker. Maar hulle was toe gestuur na verskillende Romeinse stede toe, en daar is hulle gevoer, byvoorbeeld vir diere in die Colosseums, waar die mense hulle sport kyk, soos mense vandag na hulle sport kyk. Daai tyd was hulle sport soos waar mense te mekaar beklei, en dan ook partykeer het hulle mense vir wilde diere gevoer. So baie van hierdie gevangenes was toegestuur daarso as kos vir hierdie diere. En dit is, hoekom ons ook maar daar lees mos, in die Bybel, in Matteus 24, van die ongediertes wat die mense eet. Ek dink het sê dit daar, maar ook in die vloeke van Deuteronomium 28, wat van julle kinders weggevat word, en basically deur wilde diere. En Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. Nou watter nasies praat hy hierso van? Kom ons kyk gou net na die Engels. And they will fall by the edge of the sword and be led away captive into all nations, and Jerusalem will be trampled by Gentiles until the time of the Gentiles are fulfilled. Nou wanneer het die time of the Gentiles vervul? Ons weet wanneer dit het vervul het, hierdie nasies wat hy van praat. Daniel praat met ons oor hierdie nasies, en dit is opgedeel in 4 dele. Dit is die goud, silwer, brons en yster nasies, die Babylonie, Mede-Perse, Grieke en Rome. Dis die tyd van die nasies wat vervul moes word, né? En dit is letterlik die nasie van yster, die laaste nasie voor die 1000 jaar vrederyk, wat toe Jerusalem vertrap het. Hulle het hom ons nou daar deurgebreek en hom vernietig. En as ons lees in Daniel 7 byvoorbeeld, gee vir ons duidelik die tydlyn daar, en hy sê wanneer die 10de keiser regeer van Rome, en die klein horing saam met hom, wat sy seun is, Titus Vespasian,
dan gaan die regeringskap van die wêreld oorgegee word aan Yahushua, en dan gaan Yahushua se koninkryk regeer op die aarde vir 1000 jaar. En soos ek sê, Daniël 7 sê vir jou, dit het gebeur tydens Flavius en Titus Vespasianus se regeringskap. Is dit van hulle af weggeneem en het Yahushua begin regeer. Mense, dis wat jou Bybel vir jou sê. Ja, bietjie anders as wat die kerke vir jou sê, né? En selfs anders as wat die kanstige geskiedenisboeke vir jou sê, want die geskiedenisboeke van die Romeinse Ryk is geskryf deur Freemasons. So jy kan nie een ding glo wat hulle vir jou daarin sê nie, dis alles opgemaakte nonsens. Kyk eerder wat sê die Bybel, en die Bybel sê duidelik vir jou wat het gebeur. Rome het nie nou vir duisende jare aangegaan nie, hulle lieg vir jou. Hulle wil hê jy moet dit glo, want hulle wil hê jy moet glo dit is nou eers die vervulling van Openbaring, terwyl dit 70 na Christus vervul het. Die meeste van dit. Ons is nou in Openbaring 20. Daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre. Is ons nou daar tye van die nasies vervul is, ja. So die tye van die nasies, en ons sien dit is nou Rome, is toe dit nou uiteindelik vervul was, hierdie regeringskap van die verskillende nasies van die wêreld, Gentile nations. Toe het dit tot 'n einde gekom. En daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre, soos die son word soos 'n harige saak en die maan soos bloed, want daar was verspiewende berge wat afgegaan het, soos Vesuvius, rondom in die 70s na Christus, het dit afgegaan en dele van Rome vernietig. Dis maar deel van Jehovah se oordeel oor Rome, terwyl hy hulle vernietig het. En as ons kyk aan Daniël 2, van die voete van yster en klei, met die tone van yster en klei, is saam vernietig volgens Daniël 2. Rome het nie aangehou vir duisende jare in die mense. Daardie standbeeld, alles is verbrysel saam, toe Yahushua se regeringskap begin het. So hierdie vernietiging, deel daarvan was hierdie verspiewende berge. En hier verwys hy daarna, die tekens van die son, maan en die sterre wat lyk of hulle verdwyn of hulle geval het, maar ook dat daar 'n lig is in die gewese, so 'n ster wat gelyk het soos 'n swaard wat in die lug gehang het, voor die vernietiging van Jerusalem, en 'n groot gesig wat hulle gesien het in die hemele, en daar was 'n tyd wat in die middel van die nag was dit skielik soos daglig vir 'n halfuur lank, dink ek, en toe word dit weer nag. Sulke snaakse tekens wat daar gebeur het. En op die aarde benoudheid van nasies en hul radeloosheid, wanneer see en branders dreun, hierdie see en branders, die see is maar nasies, wat dreun is maar oorlog, die nasies se oorlog wat gegaan het om Judea te vernietig. Dis maar meer waar Yahushua se fokus ek dink met hierdie hoofstuk, is maar Israel, is maar Judea. En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Nie oor die wêreld nie, oor die nasies kom. Oor hulle nasie, oor die land kom. As jy hierdie woord gaan opkyk, dan beteken dit altyd of wêreld of land. En in konteks praat hy van die land van Judea. Waar die mense se harte beswyk, want hulle sien wat gebeur. Die oordeel van die wêreld is nou eers. Die oordeel van Judea en Rome was in Openbaring opgeskryf. En die oordeel van die wêreld, Daniël, Henog verwys daarna in sy 10 weke profesie. En hy maak ook 'n onderskeid tussen die twee. Hy sê die wêreldse verwoesting is nou in die week 9, waar ons nou is. Want die kragte van die hemel sal geskud word, en dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met die groot krag en heerlikheid. So, kom ons kyk nou hierna. Tacitus het gesê, this event is historical dated to 66 AD. Hy het gesê, a sighting of armies in the sky described as hosts of joining in the battles in the skies with fiery gleaming of arms, en strijdwaans en perde het hulle die hemelse weermagte van Yahushua gesien in die lug. Tacitus het dit opgeskryf, Josephus het dit opgeskryf, reported seeing the armies of heaven appear in 66 AD. So, tydens daai tyd het hulle hemelse weermagte gesien, en dit is selfs nog voor die vernietiging van Jerusalem. Toe het hulle al begin hierdie goeters sien in die lug.
né? En dit is interessant, want die volgende verse, en daar sal, ons kyk waar is die volgende, en mense sal het op gesprek, en dan sal hulle die seun van die mens, ja, en dan sal hulle die seun van die mens sien kom, en dan sê hy volgende vers, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is, want hulle verlossing het toe nie daar en dan woepswaps, en daar verdwyn hulle voor almal se gesigte, want Joshua maak sy verskyning nou, en nou word hulle weggeraap nie. Hulle het toe nog geleef vir 66 na Christus, nog 10 jaar, want die 1000 jaar vrederyk sou eers begin het so 76 na Christus. Jerusalem moes nog vernietig word. So toe weet hulle, okay, dit is nou om die draai, die koninkryk van Joshua, wat hy van die begin van sy ministry af, het hy dit gepreek. Gaan kyk my video oor die Bybelverse wat ek gee, oor die, waar ons is op die tydlyn. Het Joshua daaroor gepreek. Hy het gesê mos, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is naby. Hy het dit gepreek, Johannes die Doper het dit gepreek, en volgens die profete moet dit vervul in die generasie se ore wat dit hoor. En dit het toe vervul so 76 na Christus, toe die koninkryk van die hemele begin op die aarde, tydens die regeringskap van die 10de keiser en sy seun. Soos Daniel 7 sê, toe vertel hy vir hulle 'n gelykenis. Let op die vyeboom en al die bome net soos hulle bot, weet julle vanself as julle dit sien, dat die somer al naby is, so moet julle ook weet dat die koninkryk van Jahwe naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Dis maar, die tekening van die vyeboom het niks te doen met Israel en Juda, wat nou skielik weer 'n volk word en al daardie nonsens nie. Dis maar net, die teken sê hy self wat dit beteken. Hy sê, so moet julle ook weet dat die koninkryk van Jahwe, die 1000-jarige vrederyk van Jahwe se koninkryk op die aarde, naby is. Dis wat dit beteken, die vyeboom gelykenis. Dat dit is om die draai, die begin van die 1000 jaar vrederyk. Hier sê hy, so moet julle ook weet dat die koninkryk van Jahwe naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Ek wil sommer daai vers ook kyk in die Engels gou. So you also, when you see these things happening, know that the kingdom of Yahuwah is near. Dit is letterlik die boodskap wat hy van die begin af van sy ministry gepreek het. En toe sê hy, as julle hierdie goed sien, moet julle weet, die regeringskap van Joshua op die aarde is naby. En waar ons is net so as hulle bot, ja, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Mense, alles wat ek nou vir julle gelees het tot en met hier, sê Joshua nou vir hulle, al hierdie goed gaan met sy disippels gebeur, met daardie mense wat daar is, wat vir hom luister. Al sy volgelinge, dit gaan met hulle gebeur, nie met ons vandag nie. Hier sê hy, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Hy wil hierdeur net sê dat hy lieg nie. Hierdie wat hy gesê dat dit met hulle gaan gebeur in daardie tyd, met sy disippels, hy lieg nie daaroor nie. Nou mense, as julle kom en julle sê nou 2000 jaar later moet hierdie goed nou eers vervul, en Joshua het eintlik iets anders bedoel hier en daar, waar hy sê, hy praat met sy disippels, en hulle wat vervolg word, en hulle wat mislei word, en hulle wat van stad tot stad moet vlug as hulle vervolg word, dit is nie eintlik met hulle met wie hy praat nie, dit is eintlik met ons. Dan maak julle Joshua uit as 'n leienaar, want hy het gesê, hierdie goed wat hy sê, dit sal beslis gebeur. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Voordat hy lieg, sal die hemel en die aarde ophou bestaan. Dis wat hy sê. Hy het nie gelieg nie. So hy sê hierso, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. En dit sluit in die koninkryk van Jahwe wat begin op die aarde, die 1000-jarige vrederyk. Dit sou ook in sy disippelse generasie begin volgens Joshua in hierdie vers. Dan kan dit mos nie nog, ons kan mos nou nie nog wag 2000 jaar later vir die 1000 jaar vrederyk nie. Gaan kyk maar my video's hier oor. Die volgende video wat ek gaan maak in elk geval gaan nog bewyse wees van die 1000 jaar vrederyk. Dan gaan ek vir julle nog 'n klomp foto's wys van die 1000 jaar vrederyk. Maar ek het al reeds video's gemaak oor die 1000 jaar vrederyk geboue en uitvindsels en so aan.
daar is baie bewyse, mense. Maar ek kan seker 20 video's maak van die bewyse van die 1000 jaar vrederyk. So baie foto's en images en goed is daar, waarna mense kan kyk. Dis oral om ons. En veral in die Europa en Asië, Amerika, is daar verskriklik baie geboue van die 1000 jaar vrederyk. Minder so in Afrika en Suid-Afrika, want as gevolg van profesie. Want die profesie het gesê, daardie plekke gaan eers herbou word na die tweede Exodus, en ons wag vir dit nog om te gebeur. Dis wanneer die wit Christene na Afrika te vlug, dis die tweede Exodus. So daardie goed gaan eers herbou word daar in Afrika. So niks is daartoe gebou nie. Amper niks. In Suid-Afrika is al 'n bietjie van die 1000 jaar vrederyk geboue, maar net so 'n paar. Maar ja, is volop hierso in Engeland en in Europa. Nou, laat maar die oorlog gebruik om van daardie stede op te blaas, soos Dresden byvoorbeeld, wat baie 1000 jaar vrederyk geboue gehad het, en toe het hulle hom plat geveeg met die oorlog. Sommige maar net, nie vir enige rede nie, hulle het sommer nou net ingegaan en alles gebom. Maar dit is maar waarvoor hulle die oorlog ook gebruik het, is om van hierdie goeders te vernietig van die 1000 jaar vrederyk, maar daar was in elk geval te veel geboue. En kyk nou na al 250 jaar na die begin van hierdie kosseisoen van misleiding, kan ons nog steeds van die geboue om ons sien. Dus hoeveel daar is. Al het hulle al reeds duisende geboue vernietig. Hulle het selfs foto's van 'n stad en dan wys hulle die stad na hy vernietig is. En dan kan jy sien hoe die stad gelyk het met die 1000 jaar vrederyk geboue. En dan volgende foto wys hulle, daar staan nou niks meer. Dan is alles weggeveeg, vernietig, afgebreek. Maar dit is Lukas 21 vir julle. Soos julle kan sien, dit het vervul in die discipelse generasie. En dit is hoekom, as jy gaan kyk nou na hierdie goeters, wat het die disciples gepreek? Hulle het gesê, Jehoshua se hand is aan die deur, hy is gereed om die deur oop te maak. Sy koms is om die draai. Hy kan enige oomblik terugkeer. Dit was hoe hulle gepraat het. Dis hoekom hulle alles opgegee het wat hulle het, saamgesit het en opverdeel het onder mekaar. Want hulle was die laaste generasie. Hulle het geweet, daar is net nog so 10 of 15 jaar oor. So het hulle alles wat hulle besit het, saamgesit en opgedeel. En dis hoekom Paulus so goed gesê het soos, moenie eers trou nie, of wees asof jy nie getroud is nie, om die evangelie te kan verkondig, want Jehoshua se koms is mos nou enige oomblik. En dis hoekom hy gesê het, moenie eers trou nie, want hulle is die laaste generasie. Moenie jou tyd mors eers met te trou nie, gaan preek die evangelie, sodat jy deel kan wees van die 1000 jaar vrederyk. Ja, hierdie Bybel, die Nuwe Testament maak baie meer sin, as jy weet waar ons eintlik is op die tydlyn. As jy weet, ons is na die 1000 jaar vrederyk. As jy weet dat die disciples het gewag vir die 1000 jaar vrederyk om te vervul, en te begin in hulle generasie, dan maak baie van hierdie dinge wat hulle sê skielik sin. Ja, so hierdie goed sal jy nooit in jou kerke hoor nie, dis ongelukkig so, maar Lucifer beheer die kerksysteem, en hy gebruik hulle om die mense te mislei. So, mens moet maar soek vir die waarheid, en bid dat Jehovah om die waarheid aan mense openbaar, en mense toestuur wat die waarheid praat. En as jy by iemand uitkom wat jy weet wat die waarheid praat, dan moet jy baie dankbaar wees, want daar is baie valse leraars daar buite. Verskriklik baie mense. Verskriklik. Maar ons is in die korttyd seisoen van misleiding, so daar moet baie misleiding nou wees. So mens kan dit verwag. So dit is genade as mens die waarheid vind, in hierdie tyd waarin ons leef. So geniet julle dag, en ons praat oor die 1000 jaar vrederyk in die volgende video. Bye.